Goeiemôre aan elkeen van julle. Ek was so lank laas hier, ek voel soos 'n gasspreker weer. Ek en Delly het so 'n bietjie gaan rus. Ons was so 'n bietjie baie by die kerk die laaste tyd, pastoor Dawie. Maar aan elkeen van julle baie welkom. Wie is besoekers vanmôre hierso? So vinnig Hitler handjie. Sy hierdie kant. Enige besoekers, daarso. Baie welkom in die woonkamer. Hierdie is 'n woonkamer waar ons almal so sit soos in 'n sitkamer. Ons hoef nie styf te wees nie, so jy kan lekker ontspan. Draai die stoel voor jou om en sit jou voete op. Wees net lekker. Wees net lekker. Maar dis wonderlik om vanoggend hier te wees saam met julle. Dankie weer eens dat ek die vrymoedigheid kan hê en die toestemming het om, ek sien pastoor Linus, jy doen dit te brintie-waar. Jy doen dit altyd. Wonderlik, dis lieflik. Sien julle? Dis wonderlik. Okay, ek gaan net gou hierdie tegnologie regkry en dan gaan ek begin. Kom ons bid saam. Aba Vader, ons loof en prys U vir hierdie lieflike oggend wat U geskaap het, Here. Dankie dat ons die geleentheid het, Here. U woord sê vandag is die dag. Elke dag is die dag, Here. Here, en mag ons nooit die fout maak om hierdie dag verby te bid nie. Mag ons elke dag hierdie dag geniet en weet, Here, dat ons lig moet gaan skyn, dat ons aantrek die uniform wat U vir ons gegee het, Here, om U lig te skyn en Jesus te wees daar buitekant. Dankie Vader daarvoor. Dankie vir hierdie gemeente wat se visie is om nie net binnekant vol te raak nie, maar dat ons 'n visie het om uit te gaan en evangelie, die ware evangelie te verkondig. En dankie die Here Jesus dat U die ware teologie is. Dat U vir ons kom wys het in die Nuwe Testament. Hoe werk dit? Dankie dat U reguit lyne geslaan het, Here. Vader, dankie dat U die evangelie so gemaak het dat eenvoudiges soos ons dit kan verstaan. Maar my gebed vanoggend is, Here, ek het U nodig. Ek kan nie sonder U dit doen, die Heilige Gees. Dankie vir die salwing wat reeds hier is. Dankie vir oop harte, ontvanklike harte vanoggend, Here. En dankie dat U my regtig lei om dit wat U wil hê, dit wat U wil sê, sal sê, Here. Ek staan een kant toe, Vader. Dankie, Vader, daarvoor. Dankie ook, Here, dat elkeen afsonderlik hier ander behoeftes het. Ons is uniek aan mekaar gesit, deur U. En op hierdie stadium in ons fase in ons lewe het ons elkeen iets anders nodig. So mag vanoggend die saad op goeie grond val, soos Dawie laasweek gepreek het. Mag dit op goeie grond val, mag genesing plaasvind terwyl daar gepraat word oor die woord, Here. U woord het die krag om dit te doen. U woord sê nie met mag nie, maar met die Gees vanoggend, Here. En dit is my gebed, Vader. En dat hierdie volhoubaar sal wees, Here. Dankie, Here. Amen. Amen. Sit so lank jou sitplekgordel aan. Ek het 'n vermoede, hier gaan groot goed plaasvind vanoggend. Ons gee die Here al die eer. So ek gaan vanoggend net so 'n bietjie 'n toets doen. Wie van julle het selfone? Sampelvraag. Wie van julle, as daar 'n groep selfie geneem word, of 'n selfie of 'n groepfoto van jou geneem word, en die mense wat die foto geneem word, bring vir die foto. My vraag is, na wie kyk jy eerste? Nou, ek praat nie van myself, want ek weet, ek is reg, ek is gered, ek is bekommerd oor die ander mense, jy weet. Maar wie van julle gespuis? Na wie kyk julle? Maar jy die reaksie het klaar geset. Pastoor Linus het hom weggegee, né? Ons kyk natuurlik, hoe lyk ek daar? Net 'n tip, moet nooit op die kante staan nie. Ou lyk so 'n bietjie dikker, hoor. Nee, ek het gecheck tot na die vakansietjie se tan help dit ook nie. Jy staan so wyd, so gesig. Gaan altyd vir die middel.
Okay? Wie is die minste? Gaan vir die middel. Ja, jy weet, en dit is presies hoe ons is. Ons wil onsself in die middel van die wêreld kom sit. Soos 'n reusagtige selfie, dit is wat ons wil doen, dis ek, en dit gaan oor my, en dit is so, ons is so geprogrammeer, ons wil, dit gaan oor ons, daar in die middel, en is ons okay. Ons sal natuurlik 'n geestelike sousie natuurlik nou en dan gooi en maak, asof ons nou bekommerd is oor die ander mense, soos ek nou net gemaak het. Ek wil net kyk of hierdie ouetjie ons gaan help vandag, of ek maar weer op my ou vinger manier moet aangaan. Sy. So, die lewe gaan nie oor ek en jou in die middel nie. Ek en jy is maar net die agtergrond van God se groot beeld. Dit gaan oor God. Dis waar dit gaan. So ek en jy pas maar net as die agtergrond in sy meesterstuk in, maar die Here het nie van ons vergeet nie. Hy het ons nie op die aarde geplaas as 'n toeskouer nie. Hy het ons 'n mede-arbeider gemaak, 'n mede-erfenaam gemaak, sodat ons nie net 'n toeskouer kan wees nie, maar dat ons met gedelegeerde autoriteit na buite toe kan gaan. So ek gaan nie op daai pad vandag gaan nie, moenie worry nie. Ek het 'n hele reeks gehad oor hoe om jou doel te bereik, so ons gaan nie soontoe nie. So ek gaan, soos pastoor Dawie altyd sê, ek wil iets sê en ek gaan dit nie sê nie. So ek gaan dit nie sê nie, pastoor. Ons gaan nie daaroor gaan nie. So die storie gaan 100% basies oor die Here. Okay, dis waar ons wil wegspring vandag. Maar hier sit mense vandag hierso, wat regtig stak is, wat voel, hy hoor verse van autoriteit, hy hoor verse van identiteit, maar hy beleef geen, of sy beleef geen oorwinning in die huwelik, in sy finansies nie, in sy verhoudings nie, in sy gesondheid nie. Inteendeel, hy hoor dat alles ten goeie gaan meewerk vir elkeen wat die Here liefhet. En hy hoor dat daar 'n oorvloedslewe is. En daar's geen verandering in sy lewe nie. En nog erger is, Dion Hokkie, Andries, Tolly, pastoor Dawie het vir hom hande opgelê, en hy's eintlik erger af as wat hy was. Pastoor Dawie, ek dink daar's 'n realiteit rondom dit, né? Daar's mense wat hier sit wat voel, maar wie jok vir ons? Wat gaan aan? Stem julle saam? Is daar so 'n gevoel in die hart dat jy voel jy sal hoeveel keer voorgebid, maar dinge verander net nie. Al die verse. En my plan vandag is om saam met die Heilige Gees so bietjie ons cage te rattle, en soos julle weet, ek preek oor Maandag. Monday is coming. Pastoor Dawie meestal preek oor wie ons is in die Here, en dis belangrik. Maar vir my gaan dit oor, die Here het my so mekaar gesit, dit gaan oor Maandag en Dinsdag. Hoe lyk ons met al hierdie beloftes, Maandag en Dinsdag? En die lewe is gaga daar buitekant, hy slaat vir ons links en regs. Maar ek glo vandag gaan die Heilige Gees vir ons bietjie help, om ons net op 'n regte plek te gooi, om regte lyne te slaan, sodat ons kan verstaan hoe werk die dingetjies. Ek dink ons gaan maar met die vinger gaan. So ek praat spesifiek vandag met jou wat voel jy is bietjie stak. So ek gaan 2 beelde vandag gebruik. En die eerste beeld gaan oor 'n legkaartstukkie. Ek dink julle kan hom vir my opgooi daar. Daar's hy. Baie keer voel jy jou lewe lyk soos daai legkaart. Jy verstaan nie lekker wat daar aangaan nie. Jy weet nie waar pas hy in nie. Jy verstaan nie wat is dit nie. Partykeer lyk dit maar nog vaal, al is hy so kleurvol soos daai. En dit is jou lewe. Jy voel dis dit. En die probleem daarmee is, die vyand wil hê jy moet jou lewe so sien. Die vyand wil hê jy moet inzoom in jou probleme, en dat jy sien dat jou lewe net oorgaan oor dit, iets onbetekenisvol. Jy verstaan nie, jy's nie hier vir 'n doel nie, jy voel soos daai legkaartstukkie. En dis presies wat die vyand wil hê, hy wil jou laat inzoom in daai plekkie. En jy zoom in jou finansiële foute, jy zoom in die foute wat jy gemaak het, en dit bepaal jou identiteit. En jou lewe lyk soos daai stukkie legkaart, stukkie. Goed, is almal nog hier. Maar Spreuke 16 vers 9 sê, die mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe. En ons kan by die Amplified maar gooi daarso, wat ook al jy het, Spreuke 16 vers 9. God sit met die boks, met die prentjie in sy hand. Julle het al baie soortgelyke preke miskien gehoor, rondom dit. Die lewe gaan oor die groter prentjie. Goed,
Spreuke 16 vers 9, hy gaan seker nou kom, maar toe maar ek het hom gelees, die mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe. Almal nog hier? Spreuke, Proverbs. Okay, lyk my ons gaan maar nou aan. So dis presies wat die vyand wil hê, en die Here sê, nee, jou omstandighede bepaal nie wie jy is nie. Jou omstandighede bepaal nie jou autoriteit nie. Jou omstandighede is maar net deel van iets wat ons nou gaan oorverduidelik. So ek gaan hierdie ding baie mooi rustig hanteer. So, die ander prentjie wat ek graag wil gebruik is die prentjie van die onderkant van 'n tapuit. So die eerste een wat ek vir julle gewys het is 'n legkaart stukkie. Jou lewe voel soos dit. Of partykeer is jy so naby aan die grond, jy is so besig om te bid. Jy het al klaar die hele tapuit omgerol. Jy's deel van die tapuit. En al wat jy sien is die onderkant van die tapuit. Kan ons daai foto kry asseblief? Assai. Jy voel so. Jy sien hierdie toeing, sien knope in jou lewe. Jy sien alles lyk verkeerd, maar jy kan nie verstaan wat gaan daaraan. Dit lyk net soos een groot chaos. En chaos is maar die natuurlike menslike perspektief. So ander woorde, chaos deur 'n mens se oog is maar net, dit is maar hoe dit is. Die lewe is de mekaar. En jy aanvaar jou lewe moet so lyk. En dit is nie die Here se plan natuurlik nie. So die lewe is realisties. Daar is tye wat jy so voel. Maar weer eens, waantoe is ons op pad vandag? En dit is waaroor ek wil graag praat. Ek wil praat bietjie oor die groter prentjie. En ons kan die twee groter prentjies nou opgooi van die puzzle, as jy hom daar het vir my asseblief. Jy pas ergens, dis die tapisserie, dis wat nou onderste bo gelê het, en die volgende ene natuurlik is die puzzle. So die Here wil hê dat ek en jy moet verstaan, daar is 'n ding soos 'n groter prentjie. Terwyl ons hier aangaan op aarde, lyk dinge rof. Die inzoom is van nature. Net soos jy na die selfie, na jouself gaan kyk het, en nie bekommerd was oor die ander ouens se lywe, en goeders nie, so is jy geprogrammeer om jou probleme 'n massiewe ding te maak. Jou ding word hierdie groot ding. En my tema vandag die subtema gaan rondom dit wees, don't make your thing the ultimate thing. Amen. Wat is die ultimate thing? En dis waaroor dit nou gaan. Wat is die ultimate thing? Maar moenie jou probleem die groot ding maak nie. Daar is iets groters as dit. Okay. So, kom ons gaan aan. Julle gaan nou alles mooi verstaan. Hier is die pragtige ding. Ek het vir julle goeie nuus en slegte nuus. Die goeie nuus, dit gaan nie oor jou nie. Slegte nuus, dit gaan nie oor jou nie. Die goeie nuus is, dit gaan nie oor jou nie. En ek het nie vasgehaak nie. Ek het nog nie nagmaalwyn gedrink nie. Ek het nog net water gevat. Die slegte nuus is, dit gaan nie oor jou nie. En ook nie oor my nie. En die goeie nuus, dit gaan nie oor jou nie. So, as jy het reg verstaan, dan gaan dit vir jou goeie nuus wees. You don't have to put the burdens of the world on your shoulders. Want as jou ding die ultimate ding raak, dan wil jy God speel. Goed, en God sê in sy woord, hy deel nie sy eer met enige iemand. So, daar's beginsels in die Bybel wat die Here graag wil hê. So, die Here Bybel gaan basies oor dat God is nommer 1. Dis waaroor dit gaan. En dat die Here tog ons lief het. En hy het ons baie lief. Jou ongeredde jy en die geredde jy. Maar die interessantheid is, dit gaan nog steeds oor hom. Maar die feit dat hy jou lief het 'n motivering daagter. En nou moet julle mooi luister. Die puzzle gaan nou regkom. So oor 'n uur. So wat dit is die Here se eerste belangrike ding en waaroor die Bybel geskryf het, is dit gaan oor hom. Maar hy het ons ook nou as mede-arbeiders gemaak, né? So hy's lief vir ons. Maar wat is die motivering vir daai liefde vir ons? Kom ons gaan lees dit in Psalm 23. Wie van julle ken Psalm 23 uit julle kop uit? Daar sê, kom ons lees Psalm 23, Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Lyk my ons het 'n bietjie tegniese probleme. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Klink dit lekker?
Wie van julle sal soos 'n skapie daar wil wees? Is dit nie lekker nie? Ons lekker. Dis lekker skapie. En wat sê hy verder? Hy laat my neer in groen velle, na waters waar rus is, lei hy my heen. Wie voel vanoggend lus vir waters van rus? Ek en Adel het nou 'n week gehad, dit was lekker, maar ek is weer reg daarvoor. Goed, maar hy verkoop my siel en hy lei my op die spore van geregtigheid. Mense, hierdie is goed. Stem julle saam? Hierdie is goed. So, luister, wat is die rede hoekom die Here vir ek en jou as 'n skapie so goed wil lei? Wat is die volgende deel? For his name's sake. Al die grootste rede hoekom die Here vir ek en jou goed is for his name's sake. So jou goed wat jy verwag van die Here moet nie afgeëis word nie. It's for his name's sake. Ek en jy beleef goed op aarde sodat ons hom sal eer. Jy word na waters van rus gelei vir sy naam ontwil, nie vir jou koninkrykie nie. Ek gaan vooruit hardloop. Israel het nie 'n goeie track record van blessings nie. Al sê Deuteronomium 28 vers 1 tot 15, as jy doen wat ek doen, sal ek jou bless. Maar hulle het nie 'n goeie track record nie. En jy sal nie glo nie, Israel was mense soos ek en jy. Net soos mense soos ek en jy. Wil die Here hulle bless? Of course. Wil die Here ek en jou bless? Of course. Maar wat is die track record van Israel? Paar jaar lekker, paar jaar in ballingskap. Hoekom? When it went well, they made their thing the ultimate thing. And then they worship that thing, which is idolatry. So don't make your thing wat in jou hand sit, of dit nou goed of sleg is, dis 'n ding. Don't make it your idol. Is almal nog hier? Israel, wie van julle het Ou Testament al gelees? Lieg ek vir julle vanoggend? Is dit die waarheid? Elke keer as dit goed gaan, dan gaan dit goed vir 'n paar jare, hulle eer die Here daai eerste paar, en dan hier op 'n stadium raak hulle lekker wise en self-sufficient, en dan raak opgewonde. So, jy sal nie glo nie, in die Nuwe Testament, met wedergebore, kan jy en ek in dieselfde trap. So watch out what you're praying for. If you pray for healing, why do you want to be healed? Is it because this vessel needs God to go out and give the gospel to other people? Or is it so that I can just go on with my old ways? So volgende keer as jy kom vir gebed, vra jouself af, hoekom wil jy gesond word? Is dit so dat hierdie vessel kan gebruik word vir die Here, of sodat ek kan aangaan met my vorige lewe? Hoor julle wat ek sê? Don't make your thing the ultimate thing. Baie keer raak dit wat jy so vra van die Here obsessie, dat jy vergeet van die ultimate thing to honor him. Almal is bietjie stil, pastoor. Nog 'n vers wat die mense baie frustreer, is Romeine 8 vers 28. Christene sit hier vanoggend, hy hoor dat alles ten goeie sal meewerk. Kom ons sit hom op daar. Romeine 8:28. We assured and know that God, being the partner in their labor, all things work together and are fitting into plan for good for those who love God and called according to his purpose. Afrikaans. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat hy na sy voorneme geroep het. En weer eens stop die mense net daar en hy verander hierdie vers in 'n kon. Of hy verander, in 'n kon, wat hy haal die teks uit. Die konteks is, kom ons lees vers 29, maar kom ons hak eers nou vas hierso. So baie mense hak hier vas en sê, met ander woorde, as slegte goed my gebeur, gaan alles daarna vinnig goed gebeur. Die Here se plan is eventually dit. Sy plan is dat ek en jy by 'n plek sal uitkom waar dit goed is. Maar kom ons hoor wat is God se definisie van goed. Kom ons lees vers 29. Want hy wat van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer. Kom ons kyk Engels hierne. For those whom he foreknew,
of whom he was aware and loved beforehand, he also destined from the beginning, foreordained them to be molded into the image of God. Die Afrikaans sê dit so mooi, hy sê net na hy gesê het, dit gaan goed met jou, dan sê hy, want die, so ander woorde, wat is die goeie meewerk wat hy van praat, sodat ek en jy gevorm kan word in die beeld van God. That's it. That's the ultimate thing. Die Here se goed wat hy vir ek en jou beplan het, is ultimate, sodat ek en jy gevorm word. Yes, die Here wil ons vorm met sy woord. Julle stem saam. Die Here wil ons net vorm, ek en jy, Vader, die dag as ek en jy gebore is, kom ons pa's en ma's en lê vir ons die wette neer in die huis. Dit mag jy nie, dit mag jy nie, dit mag jy nie. Hy klap jou nie eers en dan sê hy vir jou die wette nie. Okay, van ons is so groot gemaak. Eers geklap en toe kry ons die reëls. Al ons ouens wat se pa's in die 30's groot geword het, 30 jare, depressiejare was nagmense. Cowboys don't cry. Weet jy, toe ek gebore is, toe kom my hand so uit, toe kry ek klaar die reëls. Ons is 6 kinders gewees, net een kind het die voorreg gehad om stout te wees op een gedeelte. Die res van die familie het agterkom, jy doen dit nie weer nie. So net een kind het die voorreg gehad om een ding stout te wees op 'n vak, byvoorbeeld sussie te klap. Jy doen dit nie weer nie, want jy kyk wat maak pa wat dit gedoen het. Dis lekker hoor, ons is lekker familie, ons almal leef nog, maar dit gaan goed met ons. Ek het geen probleme gehad na daai. Alles is okay. So God se ultimate is, sodat ons kan verander word in die beeld van sy seun. Dit is die ultimate thing. So preek ek teen pastoor Dawie se preke? Watch, ons gaan nie daaroor praat nie. Dis nie dit nie. So, terwyl ek en jy met ons ding besig is ons in die universiteit van die lewe. Julle het gehoor ek preek daaroor. It's the university of life. Don't miss the test you're going through. Take the thing and see what God can do with this thing, so that me and you can be changed in the image of his son. So God gebruik die universiteit van die lewe om ons verder te mold ook. Want julle weet, ek het dit al voorheen gepreek, groei is gelyk aan the way out, the way through and the way in. So ander woorde, as jy vir die Here vra, ek soek 'n beter man of ek soek 'n beter dissipline of 'n selfdissipline of Here ek wil dit en dat hê, dan werk dit maar so. Want as jy vir iets vra, die beloofde land, dan moet jy eers uit iets uit beweeg. Jy moet jou ou Egipte eers los. Daar is nie 'n pad soos in van Egipte reguit deur beloofde land toe nie. If you want freedom, delivery, you have to go out first. Out of your old problems. Then you go through university of life, where you say goodbye to your stuff, you get equipped and bemagtig, sodat jy in die beloofde land in kan beweeg. Daar's 'n way out, a way through and a way in. En die ding in jou hand kan net daai ding wees eintlik wat jou vinniger by die beloofde land uitbring. Het die Here beplan dat jy seer kry? Nee. Kan hy dit gebruik? Altyd. Altyd. Daar word niks in ons lewe gebeur wat nie kan gebruik word nie. Ek het julle al voorheen verduidelik. By AfriSam gebruik hulle partykeer ou stok, chewing gum, net om die furnace aan die brand te steek. Goed wat verval is van die stad, al kom met lorries aan en hulle gooi daar binnekant stukkie ding in die brand, so die ding kan begin brand. So enigiets kan gebruik word. Om jou furnace, om jou bietjie van ongeslypte diamant in 'n mooi diamant kan invat. Ek in die army was, het dit so gewerk. Ons het ingekom, ons het uniform gekry. Maar ek het nog nie geweet hoe om 'n geweer te hanteer nie. En ek moes eers deur JL's gaan. Wie van julle ouens ken vir JL's? Junior Leadership, né? Army. 6 maande, lekker. Ja, lekker rond, leopard crawl, in die modder, roetemarse, vir geen die rede moet jy rond hardloop. Ek weet nie nou nog hoekom as ek 'n blaar van 'n boom af gaan haal het nie, en tot nou toe, verstaan dit nie? En dit is presies wat gebeur in die lewe ook. Met wedergeboorte kry ek en jy die uniform. Maar dan kort daar toerusting. Dan moet ek by 'n plek uitkom waar ek 'n geweer kan hanteer.
Ek moet by 'n plekie kom waar ek toegerus word om dinge te hanteer, en dan neem ek eienaarskap van daai weermag. En ek veg vir daai land. En daai eienaarskap het rentmeterskap in. So, ek en jy is al baie voorgebid. Baie mense het vir ons al hande opgelê. Baie mense het vir ons woord gegee. In my eie lewe ook al. Ek gaan 'n ligtoring wees. Mense gaan na my toe kom. Ek gaan Davids oprig. Ek en my vrou gaan huwelikskursusse aanbied. So 20 jaar terug al gehoor. Nou sit ek daar. Dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here sê, Nico, klim van jou geestelike masseters. Gluteus maximus op en maak 'n plan, want as oor jou uitgespreek, jy het die uniform nou gekry, maar nou kry jy vir jou toerusting. Die lewe gaan jou toerus en begin materiaal bymekaar maak rondom dit. Julle hoor wat ek sê. So, moenie sit en wag vir dit waarvoor jy gebid is nie. Vat eienaarskap daarvan. Amen. So die Vader wil hê dat ek en jy deur 'n JL's moet gaan, 'n junior leadership, en dat ons by 'n plek sal kom dat ek en jy die Vader sal verheerlik. Goed. Net 'n bietjie Johannes 10:10 hoor ons ook baie pragtig elke keer, ons gaan 'n oorvloedslewe hê. En dis wonderlik, dit is so, die Here wil hê dat ek en jy oorvloedslewe moet kry. Hy sê Johannes 10:10, ek dink ons gaan nou daar sien, sê dat die dief kom net om te steel, te verwoes en dood te maak. Maar ek het gekom dat ek en jy 'n oorvloedslewe moet hê. En die ultimate oorvloedslewe is die volgende. Pastoor Dawie, jy moet miskien daai versie vir my so lank reg kry. Die ultimate oorvloedslewe beteken nie dat ek en jy nie deur 'n wildernislewe gaan nie. It doesn't mean you are freed from the wilderness. Die feit dat ek en jy oorvloedslewe beloof is, beteken nie dat ons nie 'n wildernis gaan hê nie. Maar die belangrikste is dat ek en jy in die wildernis, pastoor, net daai vers. Hierdie is nou Rigters, hulle het hom nie daar op nie, maar jy kan net vir ons Judges 6 verse 14 en 18 kry. Ek het vanoggend dit pastoor Judges 6 verse 14 en 16. Hierdie is die TPT. So in daai wildernis beteken oorvloedslewe die volgende. Then Yahweh, hy het met Gideon gepraat hierso. Himself faced Gideon directly and said, am I not sending you? With my presence you have all you need. Wat is oorvloedslewe? Oorvloedslewe is te midde van gaga. Kan ek en jy vir die wêreld wys dat daar iets groter binne ons is. It's the measure more than the normal inside of us to live through life's crises. Okay? Sodat ons die wêreld kan wys, daar's iets binne ons wat oorvloedig alreeds is, sodat ons in die moeilike tye God se presence kan wys en ervaar. En dan vers 16 sê hy, my presence and my power will be with you. Dis presies wat die Here vir ek en jou vanoggend sê. In ons wildernistyd beleef ons oorvloedslewe. Wil die Here ons seën met praktiese oorvloed? Of course. Maar mense, ek het dit al gesien. As jy nog nie ryk binne jou hart is nie, kan jy nie ryk daar buitekant wees nie. As jy nog nie hier binnekant uitgesort is, gaan jy die fisiese belewenis daarvan nie goeie kan rentmeester wees. Hoor jy wat ek sê? As jy nie oorvloed binne jou het nie, you won't be a good steward of abundance. Amen? So hoe raak jy 'n goeie steward? Deur die universiteit van die lewe. Dis dit. Daai ding wat so belangrik is vir jou, wat jou terughou. Daai obsessie wat jy het, wat die Here nog nie deurgekom het nie. Daai worsteling wat jy het met die Here, rondom mense, rondom dinge, is net daai ding wat jy moet ophou vra why, wat jy moet verander na, Here, I'm gonna use it, and you are using it, wys my die pad. Gee my net die presence, gee my net die power, en ek weet, ek kan dit doen. Amen? Goed, kom ons gaan aan, ons gaan begin land, Aha, hier kom dit nou. Meeste van ek en jou se innerlike konflik. Meeste van ons innerlike konflik, hierdie konflik tussen wanneer kom die Here deur of dit gaan oor my, want dit is die ding. Ek en jy sal nie konflik beleef as dit net oor die Here gaan nie. Hoor nou mooi. Meeste van ek en jou se innerlike konflik manifesteer met aggressie,
manifesteer met teleurstelling, manifesteer met moegheid, want ons fight aanhoudend hierdie battle. Jy lyk okay buitekant, maar die binnekant is dit heeltyd hierdie gestoei. My koninkryk, God se koninkryk. My koninkryk, jy het hom nog nie naam gegee nie, maar dis presies dit. Dit gaan oor my, ek het nog niks bereik nie, niemand kyk na my nie, ek is maar net dit. Daai worsteling binne ek en jou is as gevolg van die feit as die wêreld net omdat ek en jou draai. Ons probleme, die wêreld skuld ons wat ook al. Die mense skuld ons. Ons het al soveel bereik, maar daai ou die posisie gekry. Julle hoor wat ek sê. So, as ek en jy nog vaskyk in die klein legkaartstukkie, as ons vaskyk in die knope en ons is verstrengel daar onder die mat, gaan ons nie die bigger picture kry nie. En vandag se les is, get out of that, zoom uit. Hoekom? Want Efesiërs 2 vers 6 sê, ons sit in hemelse plekke. So now we can check the tapestry, sê vir ons liedjie, the tapestry kan ons van ver af sien. Ons kan nou die tapestry van ver af sien, ons kan die legkaart van ver af sien. En dit is wat die Vader wil hê, dat ek en jy by so 'n plek sal uitkom waar ons gaan vry wees. Vergelyk Paulus. Wie van julle weet wat is 'n jellyfish? Okay, ek dink Paulus was 'n jellyfish. Dit is nie een of ander Hetty Britse boekie wat praat oor pink-geel persoonlikhede nie. Hierdie is Nico Grobler. Hoekom sê ek? Hy is 'n jellyfish. Ek en jy moet ook jellyfisse wees. Ek doen bietjie by die huwelikskursusse en by ja, dis net daar. Praat ons oor die Johari vensters en van die mensies wat nou die kursus bygewoon het, jy luister maar weer. Daar's 'n sirkel wat hoekies wat basies gaan oor, jy het 'n hidden area, jy het 'n open area en dan het ons 'n plekkie wat 'n closed area is in ons lewe. En daai closed area het ek al vir julle verduidelik gaan oor dit wat ons nie net wegsteekie, maar is goed wat ek en jy nie van onsself weet nie. Dis 'n plek waar weggesteekte potensiaal lê. As gevolg van die plek dat ons nie mense kans gee om ons lewe in te spreek nie, en dat ons ook nie ons eina wys nie, leef ons in hierdie klein oop spasie, net so klein stukkie jellyfish in ons groot lewe. Die Vader wil hê dat ons transparant moet begin raak, dat ons vir mense kans gee om ons lewe in te spreek, God se woord natuurlik ook, Heilige Gees, en dat ons vir mense wys wat is ons eina. Nie net mense, maar vir die Here ook, en dit vir die Here gee. Dan kom ons by 'n plek dat ons hele liggaam basies oorgegee is. En dit was Paulus, want wat het hy gesê? To die is gain, to live is Christ. Dit is in Filippense 1 vers 21. En wat beteken dit? As ek en jy graag 'n goeie rentmeester vir die Here wil wees, 'n goeie mede-arbeider. Tolly, jy het gepraat oor ons is famous, né? Okay. Mense, ek en jy is nie famous die dag as ons uniform kry nie. Wat Tolly bedoel het daar is, ek en jy is famous die dag as ons soos Paulus opryk. Want die vyand het ons gesê, ek ken vir Jesus, ek ken vir Paulus, maar ek ken vir julle ouens nie. Wat beteken dit? Ons moet oorgegee wees. Ons moet so oorgegee wees dat ons lyk soos 'n jellyfish. Dat ons so transparant is vir die Here en sy krag om deur ons te werk, dat ons duidelik uitstaan daar buitekant. Dat die vyand in die geestelike wêreld van ons weet. Paulus was so oud, devoted, oorgegee, geesvervuld, en dit is wat die Here van ek en jou verwag. Ek sluit af. Wie van julle het gister YouVersion gekyk? So ek kan YouVersion op hom ry. So niemand het YouVersion gekyk nie. Okay, ek het die patent reg oor gister se ene. Goed, ons sluit af. Jakobus 4 vers 7. En hier is die kruks van my hele preekie. Hier is die antwoord wat die Here vir ek en jou wil sê. Jakobus 4 vers 7 sê die volgende: onderwerp julle aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. He will flee from you. Baie keer sê die mense, resist God and submit to the devil. And God will flee from you, seker, ek weet nie.
Maar dis nie hoe dit werk nie. So wat is die principle hierso? Onthou, die woord van God is nie stokke nie. Die woord van God is sleutels, sodat ek en jy kan oopsluit en die koninkryk kan beleef op aarde, sodat dit wat in die hemele, wat ons op aarde sluit, is in die hemele gesluit, en dit wat ons oopmaak is in die hemele, né? Daar waar die vyand rond beweeg. Goed. Ons kan net sluit en oopmaak wat in die hemele waar die vyand beweeg, kan ons toemaak en toesluit. Okay. So daar is hy. Come close to God, and he will, nee, daai, ja, is vers 8. Recognize your sinners, is dit vers 8? Vers 7 asseblief. Daar sê, so be subject to God, resist the devil, and firm against him, and he will flee from you. Dis vers 7, né? 100%. En ek dink, dis baie belangrik, want ek wil nou 'n ding hierso sê wat, hoekom sê die Here, submit to me and resist the devil? Hoekom begin hy by hom en hy eindig met die duiwel? Want alle eina daar buitekant is die duiwel se skuld. Wie sê saam met my? Dis die duiwel, dis hy. Hy is die leienaar. Hoekom is dit sy skuld? Want hy is die vader van leuns. Hy is die vader van ons wat? Rebelliegees wat ons vlees wil beheer. Amen. Is julle nog daar? So, hy is eerstens die vader van leuns. Hy is tweedens die vader van die rebellie, en dan is hy wat? Hy gebruik mense om teen ons op te rig. Hy gebruik vuurpyle in jou gedagtes om jou gedagtes te verander. En wat hy nog doen wat ons vergeet is, hy veg vir wat? 'n wettige plek in jou lewe. Because he can't irritate you, nothing, unless you give him what? Legal rights. Pastoor, is ek reg? So, hoeveel van ons sit hier vandag, ons vra die Here oor hierdie ding, om te verwyder, ons sit met konflik binnekant ons het 'n worstelstryd, die een wat ons wil red, fight ons. Terwyl jy die Here stoei, kan jy jou nie genees nie. Terwyl jy worstel met dinge in jou lewe, dit wat jy voed, kan jy van vrygemaak word nie. If you feed stuff in your life, you can't be freed from it. Julle hoor, as die Here wil genees en jy druk die wonde toe, hy kan nie die wonde vir jou genees nie. Ons sien dit gereeld as ons kindertjies kry en hulle wil nie stil sit hier, dan die pyn is daar. Nou wat moet ek doen? Theater toe met die kind. Daar's erge pyne, maar die kind weet nie daai pyn gaan weggevat word as sy haarself oorgee of hom oorgee nie. So in theater gaan ons en ons verwyder al die obsessies, vervang die goedjies met mooi, verwyder die stoute goedjies en die kind voel baie beter. Hoekom? Sy moes geforseerd oorgegee word. So dis wat die Vader sê, gee jouself oor na my, dat ek die operasie in jou lewe kan doen. Moenie dat daai ding die ultimate ding word waaroor jy worstel nie, want die ultimate ding is my naam, nie jou ding nie. So Vader sê vir ek en jou vanmôre, moenie met my worstel oor jou ding nie. Submit, kom onder my gesag in, belyn jou hart met my, en die een wat jou moeilikheid gee, wat jou wegtrek van my af, sal van jou af wegvlug. So dit begin nie met die vyand te stoei nie, want jy fight eintlik die een wat jou aanval. Kom by die Here uit, sodat die Here ek en jou, omdat ons onderdanig aan hom kom, submit onder hom, en dan het hy kans om ons te herstel. Die oomblik as ek en jy God die regmatige plek in ons lewe gee, verloor die vyand grondgebied. Kan dit weer sê. Vyand verloor grondgebied die oomblik as ek en jy ons hart belyn met God. Dis wat Jakobus 4 vers 7 eintlik sê. The moment you submit to God and align your heart to him, die vyand sal weghardloop. Hoekom? Hy het nie meer kans om jou gedagtes te irriteer nie, want die een wat die ultimate thing is nou die ultimate thing. It's about God. It's not about you, it's not about your problems. Hoekom? As dit oor jou probleem gaan, gaan jy weggetrek word van God. Gaan gebede, gaan Bybelversies jou nie meer help nie. Jy gaan inteendeel naar word as mense Bybelversies na jou toe stuur. Want jou probleem is so groot, jy kan nie meer hanteer nie. So Vader sê volgend vir ek en jou, submit. Submit. I am the bigger picture. Jou puzzeltjie, jou tapisserie, se onderkant,
maak jou de mekaar. Zoom uit, jy's reeds saam met my in hemelse plekke. En kom ons hanteer dit van hierdie posisie af, waar ek die nommer 1 is, en die nommer 1 bly. As jy volhoubaar oorvloed wil beleef, is dit net God wat jou kan bevredig. Jou wêreldse oorvloed kan jou nie bevredig nie. So Vader, skenk vir ons oorvloed. Vader, skenk vir ons goedheid, maar hy wil altyd hê dan moet 'n balans wees van it's about him. Because the thing can become your ultimate thing, which you then doen jy idolatry. Dis wat die Vader vanoggend vir ons sê. Your thing is important, but it's not the ultimate thing. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons het 'n paar dinge genoem vandag. Maar wat ons wel hoor is, Here, dit gaan oor U. Ons is nie eers hier gewees. U was nog daar voor ons daar was. So ons het gearriveer, Here, en ongelukkig in 'n sondige wêreld ingekom, waar die rebellie en die vyand se invloed in ons lewens baie fel speel. Here, en ons het vir sy leuns geluister. Ons het geval vir sy vuil triks. Maar ons het vanoggend gehoor. En ons beleef dit in ons eie lewe. Daai pad hardloop nie lekker nie. Om heeltyd oor onsself te bekommer, op onsself uit te sorteer en ons probleme te hanteer en vrae te vra, hoekom gaan dit nie oor ons die Here? Maar Here, ons het vanoggend gehoor deur Jakobus, dat as ons onsself net kan oorgee aan U, sodat U die chirurg die regte operasies kan doen vanoggend. Dat U wil kom om ons te herstel, ons liggaam, ons siel en ons gees. Dat ons onsself sal orden in daai milieu van U is die een wat die beste in gedagte het vir ons. En U dink aan volhoubaarheid. U dink nie aan tydelik nie, Here. U is meer bekommerd oor ons groei as oor ons gerief. So Vader, ons bely vanoggend dat ons meer gaan oor gerief. Die God van die generasie vandag. Dat ons vir daai God geval het. En ons kies vandag, Here, om U pad te stap, dat U die een is waaroor dit gaan. Dat bevrediging by U lê. Ultimate bevrediging, as ons kop op die kussing lê vanaand. En ons kom rus in U, Here. En ons begin ons dag, dat U die een is waaroor dit gaan, Here. Dankie dat dit so goeie nuus is om te hoor, dit gaan nie oor ons nie, Here. Ons kan vanoggend eintlik daai hele lading afval van ons skouers af. Ons kinders se prestasies, ons kinders se toekoms. Ja, Here, U sê ons kan bid vir hulle, dis reg. Maar die bekommernis op ons skouers te tel om oor 10 jaar alreeds te weet wat kan met hulle gebeur, is nie nodig nie, Here. Dankie dat U vir ons krag gee om te beplan elke dag. Dankie dat U vir ons wysheid gee om kreatief te kan wees. Dankie daarvoor. Maar ons gebed is, dit moenie die ultimate thing wees nie, Here. Dankie dat dit gaan oor U. Jy sit vandag hier, so jy het gehoor van mede-arbeiderskap, jy het gehoor van redding, jy het gehoor van kinders van die Here. As jy miskien vandag hier sit en jy is 'n besoeker, en jy is nie doodseker dat as jy sou sterwe vandag, doodseker dat jy vandag saam met die Here sal wees nie. As daar iemand hier is wat my kan sê, Nico, ek kan nie met sekerheid sê dat my saak met die Here 100% is. Terwyl ons oë toe is en ons hoofde gebuig is daar enige iemand hier wat vanoggend wil hê ons moet saam met jou bid. Ons gaan jou nie op die spot sit nie, ons gaan almal saam bid. Is daar enige iemand wat vanoggend hier sit wat voel hy is nie seker van sy saak met die Here nie? Hy wil vanoggend regmaak. Steek net jou hand op vir my asseblief. Terwyl ons hoofde gebuig is. Vader, dankie ook nou dat ons kan gaan
daai wete, dat Jakobus 4 vers 8 verder sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Dankie ook Here dat ons dan die nagmaal kan gebruik met daai wete, dat U sê, nader tot my, en ek sal tot julle nader. Dankie dat ons na die nagmaaltafel toe kom met daai wete, ons nader tot U vandag, Here. Want U is goed en U is God. Amen. As pastoor in die gemeente, mede-pastoor, is dit my verantwoordelikheid en my uitnooi wat ons vir julle gee, is om met vrymoedigheid vanoggend die nagmaal te gebruik. Vrymoedigheid beteken, jy weet jy's 'n kind van die Here, jy het 'n verhouding met die Here, en dat daar geen wrok in jou hart is oor iemand nie, sê die woord, is jy gelukkig en jy kan vandag die nagmaal gebruik. So elke een kan van vorentoe kom, kry so lank elementjie, gaan sit, ons sal dit almal saam gebruik, julle kan vorentoe kom net, en vir julle 'n stukkie brood, en druiwesap kry, en dan gaan ek vir ons die nagmaal doen vandag. Ons gaan vanoggend die nagmaal gebruik, net so van 'n ander hoek af. Ons het gehoor vandag, dit gaan oor die Here. En dit is 'n ding wat ons almal van weet, maar ons het vandag dit 'n bietjie oor en oor gehoor. It's about him. En laat sê ons jy moet dit 7 keer hoor voordat in jou kop vaslaan, né? Ek dink ek het dit seker 8 keer gesê. It's about him. En wat baie interessant is, hierdie broodjie was op 'n stadium 1 gewees. En die Here het gesê, ek kan nie in een persoon lewe nie. Ek wil in klomp mense lewe. En ek wil deel wees van klomp mense. En dit is hoekom sy liggaam gebreek is. It's not about us, it's about him in us. And it's not about us, it's about the new us. Dis wat hom so bekommerd is, wat vir hom so opgewonde is, die nuwe jy. Die ou jy is verby. Dis die nuwe jy wat hy wil hê, en dis hoekom hy wil hê ons moet dit gereeld doen. As herinnering dat hy binne ons is. En dat die nuwe jy uitgesorteer is, want hoekom? Sy presence is in jou. En jy sit met hierdie potensiële bom binne jou, krag, wat deur liefde na buitekant toe uitgeleef moet word. Dis hoekom die Here sê, ek gee vir jou krag en liefde. Want as jy nie liefde gehad het nie, wat jy 'n bietjie paar mense doodgeskiet. So Here gee vir ons krag en liefde om ons te beheer, om die krag reg te kan gebruik. In ons huwelik, in ons verhoudings, by ons werk môre. So hierdie nagmaal gaan maandag toe. Amen. Jy gaan hom nou eet. Die liggaam. Fisies gaan hy deel word van jou liggaam. En môre stap jy uit in jou werk in jou huwelik, waar jy besig is. En die Here sê, I'm with you. Ek kan nie meer wees saam met jou as 'n stuk brood wat deel is van jou selle nie. Is dit nie wonderlik nie? Dis hoe die Here wil deel raak, dis hoekom hy die nagmaal ook ingestel het, een van die maniere. Sy liggaam is gebreek vir ek en jou om deel te wees van jou. En die goeie ding is, ons is in hom ook. So neem die brood, eet dit ter nagedagtenis van God se liggaam in jou. Dankie Vader vir u liggaam wat gebreek is vir ons. Soos ons nou op hierdie koekie byt en ons speeksel vorm rondom dit. En U gee vir ons die genade om dit af te kan sluk, Here. Ons sien dit raak, Here. Dankie vir die gawe om te kan eet vandag. Dankie vir die gawe om nagmaal te gebruik. Dankie dat U dit ingestel het. U het begin daarmee, Here. En dankie dat ons dit nou kan deurvoer en gereeld kan gebruik. Ter herinnering dat U nou deel is van ons. U is al rankal deel van ons, maar hierdie is net 'n bewys. Die druiwesap, die wyn, die bloed van Jesus is die wat? Die Nuwe Testamentiese verbond vir ek en jou. 'n Verbond beteken dis onvoorwaardelik, onomkeerbaar. Hy gaan jou nie drop nie. Dis hoekom die woord sê, hy sal jou nooit verlaat of versaak nie. Amen.
Ja, maar ek voel dit nie. Ons het gehoor waaroor dit gaan vandag. It's about him. If it's about him and you become a jellyfish, you're going to experience him fully. So die Vader sê vandag, my bloed is 'n verbond dat ek jou nooit sal los nie. Ek sal jou nooit versaak nie. Ek is deel van jou en my bloed beskerm jou. My bloed is daar vir genesing, my bloed is daar vir krag en autoriteit. Neem dit, dink daaraan en weet die Here is met jou. Dankie Vader vir u bloed wat ons nou as gemeente saam kon gebruik. Dankie vir u bloed wat deel is van ons liggaam. Dankie vir die verbond wat u sê. Dis oor my. Dit gaan oor my. Dankie dat u die verbond Vader met u seun gemaak het. Wat nooit kan gebreek word, dat die seun se bloed vir ons gevloei het, Here. In die Ou Testament het u dit gedoen met diere en dit het nie gewerk nie, Here, want die mens en die dier, die mense kon dit nie nakom nie, maar dankie dat die seun dit kon nakom en dat as gevolg van daai bloed ons deel is nou van die goddelike koninkryk. Dankie dat ons kan uitgaan daarmee. Dankie, Here. Dolly, iets wat jy wil sê? So gemeente, ek seën julle vanoggend. Mag die Here jou behoed en bewaar. Mag die Here jou beskerm. Die Here se aangesig skyn oor jou en hy gee vir jou genade. En hy glimlag oor jou en hy gee vir jou vrede met die wete dat die oorvloed daar buitekant binne jou is. En dat die oorvloed van binne af na buite toe gaan vloei. Vader sê vanoggend vir jou, die oorvloed is binne jou, gaan daarmee, deel dit uit in Jesus naam. Amen.